Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus en wat 'n wonderlike voorreg om weer aan te kan gaan met hierdie Hooglied boek. Ons is nou by hoofstuk 4 vers 11, ek gaan aan waar ons laas opgehou het. Laas het ons gepraat waar hy vir haar sê, u het my hart gesteel en met die een straal van die oë en hoe skoon is u liefde, my suster, hoeveel beter is liefde as wyn en die geur van u salf is al die speserye. Nou sê hy vir haar, heuningstroop drup van u lippe af bruid. Nou noem hy vir haar bruid. Hoofstuk 4 vers 11 is die eerste gedeelte. Haar lippe spreek van opbouende woorde, dit drup so soet heuning uit haar mond. Woorde wat heel maak, verbind, versorg, opbou, restoreer, en woorde wat genade gee aan die swaarmoediges van hart, aan die gebrokenes van hart en aan die wat verslaas van gees. Heuning kan nie in 'n kort tyd gemaak word, dit vereis groot en baie werk oor 'n bestek van tyd om heuning te kan vervaardig en te versamel. Ek meen as ons kyk na die bye, blykbaar is dit baie min heuning wat een bytjie maar vervaardig in sy leeftyd. En dit is die onmisbare vereistes van iemand wat gedurig deur onderrig word in die teenwoordigheid van die Here. Ons moet aan sy voete sit en hy sal ons leer. Heuning en melk is onder u tong. Nou hier is heuning en melk, was eers heuning stroop, nou is dit heuning en melk. Heuning versterk die swakhede en seerplekke. Melk bou die op wat jonk en swak is. Die beloofde land is 'n land van melk en heuning. Sy het hierdie land geword van melk en heuning, wat ander opbou en versterk, omdat Jesus se lewe vrylik deur haar werk en sigbaar word. Die geur van die klere is soos die geur van die Libanon. Dit spreek van 'n uiterlike gesindheid. Sy versprei die geur en gesindheid van hierdie koninklike posisie. Libanon is vol seders en dit spreek van die opstandingslewe. Die soet geur van sederhout, wat sy lewe en menswording hier op aarde voorstel, word versprei deur hierdie opstandingslewe waardeur sy nou leef. Hulle ruik sy lewe en die geur van die opstandingslewe hang in die lug rondom haar. Hoofstuk 4 vers 12. My suster bruid is 'n geslote tuin. Figuurlik gesproke sien ons nou dat hierdie beminde 'n geestelike posisie beklee wat 'n genot en bevrediging vir die Here Jesus is. Sy het ook tot die gewaarwording gekom dat na alles bestaan sy nie net vir haarself nie, maar dat sy daar is vir die plesier en die bevrediging van haar geliefde bruidegom. In hierdie beeldspraak lê die gedagte van 'n baie hoë roeping. Sy was nie net alleen in 'n tuin nie, maar die vers gaan verder, hy sê sy's 'n geslote bron, 'n verseelde fontein. Nou wat beteken dit alles? Dit impliseer dat sy uitsluitlik 'n plesier was vir die beminde, 'n tuin inderdaad, maar sy was nie 'n publieke tuin waar ander mense ook dit kan geniet nie. Sy was al haar skoonheid van geestelike kenmerke en hemelse aantreklikheid in haar as persoon was vir geen ander persoon so genot nie, maar net vir haar enigste geliefde alleen. Nummer 19 vers 15 sê, ook al die oop goed wat nie met 'n deksel toegebind word nie, is onrein. 'n Oop kruik is vir die gebruik van die publiek, en om oop te wees word die blootgestel aan elke vorm van siekte en van enige vyandige invloed. Dit wat nie geheel en al eenkant gesit word vir die Here Jesus alleen nie, is oop vir enige verkeerde invloed van buite af. In hierdie woorde is daar ook die gedagte wat impliseer dat ons onsself rein en kuis moet hou. 'n Geslote tuin se grond is skoon, en skoonheid is sinoniem om eenkant gesit te word vir die Here. Ons is soos 'n put of 'n fontein. Dit is nie vir publieke gebruik nie, en is nie bedoel dat die fontein oral in al die plekke daar buite moet loop nie. Dit word oopgemaak op die Here se tyd, sodat dit kan die kan drink wat waarlik dors is, maar dan word dit weer verseël. Is dit die kosbare? Ons staan baie keer voor mense
En dan is dit asof net nie met hierdie mense kan praat nie, daar is niks in ons binneste wat om vir hierdie mense te sê nie. En dit is wanneer die Here daai fontein seël en toehou. Hy wil nie hê ons moet nou vir hierdie mense enigiets sê nie. En dan kom ons weer by ander mense, dan is ons, dit is soos 'n fontein wat uit ons binneste borrel. Dit kom net, jy kan nie help nie, maar die Here gee jou net al hierdie goed wat jy vir hulle moet sê en miskien bemoedig en praat en alles. Dit is, dan maak hy hierdie fontein oop dat ons moet praat. Dit is vir my in my lewe baie beteken as ek hieraan dink, dat ek soms by iemand was en dink ek, maar hoekom het ons nou niks oor die Here se goed gepraat nie? Miskien het die Here jou fontein op daai moment toegehou en geseël. Hoofstuk 4 vers 13 en 14. Die spruite is 'n park van granate met kostelike vrugte, henneblomme met nardus en saffraan, kalmoes en kaneel, met allerhande wierookstruike, mirre en aloe met allerhande kostelike speserye. Nou, die spruite is 'n park van granate met kostelike vrugte. Spruite beteken haar innerlike lewe. In hierdie verband verwys hy na haar tuin, waarin hy as tuinier werksaam is, sodat dit nie nodig vrug, die nodige vrug sal oplewer. Die vrug van haar innerlike lewe is soos 'n park van granate met kostelike vrugte. Nou kom ons gaan kyk na al hierdie betekenisse van al hierdie speserye en allerhande kostelike, hierdie wierookstruike. Granate was in die oorspronklike taal geneem van die woord wat beteken exalted, verhewe. Nou henna kom van die woord ransom price of redemption. Nardus beteken lig. Nou wanneer ons eintlik nou die betekenis van hierdie goed, as ons lig nou werklik skyn in die wêreld, dan gee ons hierdie geur van nardus af. Dis eintlik wat dit nou beteken. As ons verlossing deelagtig geword, gee ons hierdie reuk van henna af. Nou saffraan is die geliefde se reukwater of parfuum. Kalmoes word geneem van 'n moerasplant wat geken word as sweet flag, waarvan die olie en lieflike reuk afgee. Die Hebreëse woord vir hierdie spesery beteken purchased of redeemed. Nou kaneel gee 'n reuk af wat 'n atmosfeer van heiligheid skep. Dit was 'n bestanddeel in die heilige olie waarmee die priester en die tabernakel gesalf was. Wierookstruike was gebruik om op die goue altaar te brand in die heilige plek. Nou mirre was geken as tears from a tree. Wanneer hierdie bome gekap word, vorm hierdie mirre druppels wat hulle opvang. Dit is 'n prentjie van die lyding van Christus, se liefde toe die bloed van die kruishout gedrup het. Met ander woorde, die pyn en die seer en die geweldige marteling wat Jesus aan die kruis beleef het hierdie mirre laat drup, daai lieflike geur van mirre afgegee, terwyl hy daai mirre geproe het, die bitter daarvan, het dit 'n lieflike geur afgegee. So is dit ook in ons lewe, as ons vir Jesus vervolg geword en ons aanvaar dit, ons weet, want hy het gelei, daarom moet ons ook lei, dan gee dit ook hierdie selfde geur van mirre af, en dit is wat voor die Vader se neus opkom, dit is wat hy ruik hierdie mirre wat sy seun ook afgegee het, al hierdie struike. Nou aloe was baie bekend as 'n genesende olie, die teenwoordigheid van die Here in haar was vrygestel, soos hierdie genesende olies hulle genees het vir wie sy aangeraak het. Jesus se klere het na aloe geruik. In Psalm 45 vers 9. Sommige het hierdie aloe genoem eaglehood. Nou soos arende. Ons vlieg bokant ons wonde, vry van ons verlede, soos dit ons wandel in intimiteit met Jesus Christus. As ons saam met hom wandel, soos arende vlieg bokant ons wonde, bokant ons verlede, dan word hierdie geur van aloe vrygestel.
Nou, wierookstruike en kostelike speserye is alles wat 'n lieflike geur afgee. Dit is 'n bewys dat sy ten volle deur die Here geniet kan word. Die vrug in die wierookstruike verwys na die vrug van die Heilige Gees en die geur van die kostelike speserye verwys na die seëninge en genade van die Heilige Gees. Hoofstuk 4 vers 15. U is 'n fontein van die tuine, 'n put met lewende water wat van die Libanon afvloei. Nou hierdie fontein voorsien lewe aan die tuin met al die lewe plante, blomme, bome. 'n Fontein is 'n stroom wat water uitborrel. Dit spreek van 'n aanhoudende, energieke uitvloei. Haar beminde is die helder stroom water van die nuwe Jerusalem wat uitborrel. Hy in Openbaring 22 vers 1 sê, en hy het my getoon 'n suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God van die Lam. Nou hierdie water wat uit die troon van die Lam uitstroom, dit is die strome van lewende water wat in ons binneste uitborrel as ons toelaat dat hy deur ons werk. Die rivier van die water van die lewe wat gedurig deur verfris, is beskrywend van die werk en funksie van die Heilige Gees in die lewe van die heiliges. Dit is so kosbaar, al hierdie goed. Dit laat mens in awe staan as 'n mens hierdie goed lees. Nou hoofstuk 4 vers 16 gebeur hier nou iets anders. Daar staan, word wakker noordewind en kom suidewind, deurwaai my tuin. Sy het 'n fase van genade bereik, waar sy waargeneem het dat geestelike voorspoed kom van binne af, en nie van 'n uiterlike omstandighede nie. Sy is nie meer bang vir toetsings nie. Sy roep die noordewind en die suidewind om deur haar tuin te waai, sodat sy haar geure kan versprei, sodat haar beminde kan kom eet van die kostelike vrugte van wat haar tuin voortbring. Daar is 2 faktore in haar reaksie. Word wakker noordewind, hoe koud en ysig en deurdringend dit ook al mag wees, kom suidewind, hoe sag, lig en plesierig die bries ook al mag wees. So hierdie beminde sien die opstandingslewe na, sy beleef die krag van die opstandingslewe, en sy is nie meer bang vir die omstandighede wat oor haar lewe kan kom, goed of sleg. Sy is bereid dat die Here daardie omstandighede oor haar lewe kan stuur, sodat sy balsemgeure kan uitvloei. Dan sê sy, laat my beminde in sy tuin kom en van sy kostelike vrugte eet. Wanneer ons in sy tuin sit, wanneer hy in sy tuin sit en ons hierdie wonderlike geure van saffraan, balsem en kalmoes en henna kom na vore, dan geniet hy die reuk daarvan. Hy sit in ons tuin en hy wil sien dat as die noordewind waai en die suidewind waai, dat dit net goeie vrug sal oplewer. En omdat ons nie die ou mens sal uitgrawe daar in die graf en deur bitterheid en al daardie dinge. Nee, ons leef nou deur sy lewe en dit gee hierdie wonderlike geure af. Nou ek wil net vir julle lees Filippense 4 vers 12 wat eintlik dit so mooi verduidelik. Paulus sê, ek weet om verneder te word. Nou hierdie is die noordewind wat waai oor sy lewe, as hy verneder word. Maar dit gee nog steeds hierdie geure af. Ek weet ook om oorvloed te hê, dit gee die dit is die suidewind wat waai. Dit gee nog steeds hierdie geure af. In elke opsig en in alle dinge is ek onderrig om versadig te word, dit is die suidewind, sowel as om honger te ly, die noordewind, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly, suidewind, noordewind. Ook in Filippense 1 vers 20, maar dat Christus met alle vrymoedigheid, soos altyd so ook nou groot gemaak sal word in my liggaam, of het deur die lewe of deur die dood is, die suidewind of die noordewind. Nou ons sien dat wanneer ons oorgegee is aan die Here en ons werklik toelaat dat die Heilige Gees in en deur ons werk, dat
ons tuin gedurig deur, hierdie innerlike mens van ons, gedurig deur lieflike geure vir Jesus Christus sal gee, en dat daar nie bitterheid en verwyd en haat en onvergewensgesindheid en allerlei goed in ons lewe sal wees nie, want dit is nie die reuk wat hierdie tuin moet afgee nie, maar hierdie tuin moet hierdie lieflike geur afgee vir Jesus Christus, en die Vader geniet dit. Hierdie geure kom soos reukwerk voor sy aangesig op, en hy ruik as dit met ons gebeur. Hy neem notisie daarvan, hy sien wat met ons gebeur, maar hy kry hierdie lieflike reuk van hierdie geure wat voor sy neus opkom. En dit moet ons begeerte wees, en die Here kom werk in hierdie tuin, dat U hierdie tuin, ons innerlike lewe, so sal bewerk, allerlei plante, struike en goed sal bewerk, dat wanneer ons in al hierdie omstandighede kom, dat ons die geur sal afgee wat U behaag. Dis nie wonderlik nie. Vader, ons kom aanbid U. U werk, U bring hierdie geure voort, want dis U tuin, dis U werk, dis U lewe, wat deur ons terugkom na U toe. Dis die lewe van Christus, wat U sien, wat U ruik, wat deur ons vrylik moet vloei, dat ons hierdie lieflike geure moet afgee, en nie die geure van die ou mens, van wat haat en verwyd en bitterheid en onvergewensgesindheid en liggeraaktheid en daai sulke onaangename geure afgee nie. Maar ons kom bid en ons vra Vader dat U vir ons sal help om hierdie geure af te gee wat U behaag, dat dit wel behaaglik voor U aangesig sal opstyg, reukwerk van dit wat U in ons doen. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.